Goeiedag, baie welkom by Jesus Christus Leef in Jou. 'n Plek waar jy die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus gaan hoor. Ek dink ons hoor genoeg slegte nuus. Ek kom dit so agter as 'n mens, ek hou daarvan om nuus te kyk, maar as jy te veel kyk, dan word jou manier van dink eintlik maar baie somber, want al wat jy hoor is slegte nuus. Hierdie persoon doen dit en hierdie land doen dit aan daardie persoon. En ek dink nie ons is geroep om in hierdie wêreld so betrokke te wees nie. Jesus sê mens vir ons, julle is in hierdie wêreld, maar nie van die wêreld nie. Dit het hy vir ons geleer. En ek hou van wat Paulus sê, dat bedink die dinge wat daar bo is, nie op die aarde nie. Dan sê hy vir ons hoekom, want julle het gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Vandag wil ek met julle gesels oor die Vader en 'n weerspieëling van die Vader. En die skrifgedeelte is Efesiërs 5 vers 1. Dit sê, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders. Nou, ons leef in 'n wêreld waar mense voortdurend vir God soek. En wat so interessant is, dit is nie net ongelowiges nie, dit is ook gelowiges. Baie mense wat hulle lewe vir die Here gegee het, wat Jesus aangeneem het, is nou desperaat op soek na God. En hulle gaan deur verskeie rituele en programme om nader aan God te kom. Maar wat ek geleer het in my tyd as 'n kind van die Here en op hierdie, ek noem dit 'n geloofsreis. Ek het agtergekom dat ek moenie die Here gaan soek nie. Hy het my gevind. God het sy seun gestuur om te soek wie verlore was en om hulle te red. En die goeie nuus is dat Jesus het ons gevind. Om God te volg is nie om hom te gaan soek nie, dis om hom te ontdek. Dit is om hom te beleef. En die persoon wat vir ons kom wys het, dat dit moontlik is om die Vader te weerspieël, is Jesus. Onthou wat ek al voorheen met julle oorgesels het oor die heerlikheid van God. Almal het gesondig en dit ontbreek aan die heerlikheid van God. En in Johannes 17 het ons mos geleer dat hierdie heerlikheid wat ontbreek het, Jesus het dit vir ons teruggegee. En nou wat interessant is, met Jesus se bediening, die eerste wonderwerk wat hy gedoen het is, hy het water in wyn verander. Julle ken mos die storie van die bruilof toe die wyn opgeraak het, en toe sy moeder vir hom, vir die diensknegte daar gesê het, doen presies wat Jesus vir julle sê. En toe het hy vir hulle nou gesê, hulle moet water gaan vat, en dan kanne vol water maak, en toe hulle dit doen, toe skep daai hoofdienaar die water, en hy drink bietjie van daai wyn, en hy is half verbaas, en hy sê vir hulle maar, sjoe, hoekom gee julle die beste wyn? Nou, gewoonlik gee mens die beste wyn vir mense as hulle nugter is, en as hulle dalk bietjies te veel wyn gedrink het, dan gee mens vir hulle die wyn wat nie so goed proe nie, sodat dit anders te kan wees. Nou, hierdie is nie 'n geleentheid om te sê ons moet drink nie, maar dit kom net daarop om vir ons te wys, dat dit wat die wyn wat die wêreld bied, Jesus wat hy aanbied, is baie beter. Dis hoekom dit sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. En dit is iets wat Jesus vir ons kom leer het. Handelinge 10:38, hoe God Jesus gesalf het, met die Heilige Gees en met krag, hy het rondgegaan, goed gedoen
en almal genees wat onder die mag van die Vader was, omdat God met hom was. Nou Jesus was 'n weerspieëling van die Vader. Hy het presies vir ons kom wys hoe die Vader is, hoe sy karakter is, hoe sy optrede is, hoe hy teenoor mense voel. Is hy iemand wat veroordeel of nie veroordeel nie? Want voor die tyd het niemand God werklik geken nie. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes, toe Jesus wat God in die vlees was, voor hulle staan en met hulle praat, het nie een hom erken nie, want hulle het iets anders verwag as 'n gewone mens. Hulle het nie op daai stadium besef dat God die mens na sy beeld en gelykenis geskape het nie. Dit beteken dat God ons gemaak het om sy seuns te wees, om sy kinders te wees. En 'n kind is mos 'n refleksie van sy pa. My kinders, as jy my middelste seun sien dan, en baie mense sal sê, maar, "Sjoe, as ek hom sien, dan sien ek jou, want julle lyk so na mekaar." En dit is wat Jesus kom doen het. Dit is, hy kom weerspieël wie die Vader was. Nou in daai gelykenis van die waar hy die water en die wyn gemaak het, toe hy die water in wyn verander het, sê die woord, en hy het sy heerlikheid openbaar. Hy kom openbaar dat die mens nie net 'n mens is van vlees en bloed nie. Hy kom openbaar dat die Vader ons gemaak het om in ons te bly. Ons is gemaak om een met die Vader te wees, soos wat Jesus en die Vader een is. Toe die disippels met Jesus praat en vir hom vra, maar Here, toon ons die Vader, wys tog net vir ons, hoe lyk die Vader? Toe sê Jesus vir hom, Thomas, ek is al so lank by julle, het jy my nog nooit gesien nie? Dan maak hy hierdie stelling, wie my gesien het die Vader gesien. En dan gaan hy verder en luister nou na hierdie woorde, want jy moet dit hoor. Dan sê hy, glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die werke wat ek doen, dis nie ek wat dit doen nie, dis die Vader wat in my bly. Hy doen die werke. En dit is wat Jesus kom het gedoen het. Jesus het die skeiding wat daar tussen ons en God was, weggevat, sodat die Vader weer in ons kan bly, en ons nou daai pa-seun verhouding kan hê, ons daai eenheid wat Jesus gehad het, dat ons dit nou met die Vader kan beleef, sodat ons ook op 'n punt kom waar mense Christus in ons sien, waar Paulus iemand was wat die kerk vermoor het, die mense vervolg het, en toe hy Jesus ontdek, toe raak hy iemand wat homself gee vir die kerk, wat sy eie lewe opoffer, waar hy in Galasiërs 2:20 op die punt gekom het, waar hy sê, maar ek is saam met Christus gekruisig, ek glo so in dit wat Jesus gedoen het, in die werklikheid daarvan, dat dit my hele lewe verander het. Ek het so verander, dat ek nou sy opstandingskrag beleef. Ek het so verander, dat ek nou besef, maar dis nou nie meer ek nie. Waar is daai persoon wat mense wou doodmaak? Waar is daai persoon wat aan die wet vasgehou het? Waar is daai persoon wat vreesbevange was? Waar is daai persoon wat gedink het, hy moet nou werk om Gods guns te wen? Hy's weg, hy bestaan nie meer nie. Hy het agtergekom dat Christus sy lewe is. En dit is hoekom Jesus Christus, Jesus die gesalfde, Jesus die Messias, Jesus die een Christus, wat die salwing en die krag van die Heilige Gees gehad het. En toe Jesus sterf, en vir ons sonde sterf, toe het ons nou die geleentheid om hierdie evangelie te hoor en hierdie evangelie te aanvaar.
Op die dag van Pinkster het daar 3000 mense tot bekering gekom, waar Petrus iemand was wat Jesus verloon het, iemand was wat gesê het, ek ken hom nie, maar na die kruisiging en opstanding, toe hy ontdek maar, hierdie bang persoon, hierdie persoon wat nie goed genoeg is nie, hierdie persoon wat net gedink hy's 'n gewone visserman, toe daai identiteit oopbreek en Christus in hom gestalte verkry, toe staan hy manhaftig op en hy sê dat hierdie Jesus wat julle gekruisig het, hy is die Christus en hy in die teenwoordigheid van almal wat Jesus wou vermoor, die skrifgeleerdes, al daai vrees verdwyn. Hoekom? Hy openbaar wie in hom is. Hy openbaar Christus. Hy wys dat die God, die Vader wat in Jesus was, ook nou dieselfde God en Vader is wat in my leef. So daar was Jesus die oudste broer, maar toe hy sterf, die Bybel praat van die koringkorrel, wat as hy nie sterf nie, bly dit alleen. Maar as hy sterf, dan dra dit veel vrug. En dit was God se begeerte, om baie seuns en dogters te hê. Maar Jesus moes homself gee. Hy is die saad van Christus wat geplant is. En toe staan Christus op in elke mens wat op hierdie aarde is. En om dit te ervaar en te beleef, is net om dit te glo, dit wat Jesus gedoen het. So, dis belangrik om op te hou om God te soek en om te probeer vind. In die Ou Testament het hulle na 'n berg toe gegaan, of 'n plek toe gegaan, of daar was 'n tabernakel langs hulle, of hulle moes in sak en as gaan sit. Maar in die Nuwe Testament het alles verander. God het ons gevind. God het ons gereinig. En God leef nou in jou en my. En hy staan nou vandag aan die deur van jou hart. En hy klop. Dit het my nogal getref toe ek besef, maar daar binne in jou hart, daar's nie 'n deur, daar's nie 'n handvatsel aan die buitekant wat jou hart oopmaak nie. Daar's 'n deur aan die binnekant en net jy kan daai deur oopmaak. En ongelukkig maak baie mense daai deur oop vir leuns, vir die duiwel, en hulle nooi die duiwel en magte in hulle harte in, en hulle word dan, hulle hele lewensidentiteit word gesteel. Maar vandag staan Jesus en hy klop aan daai deur en hy sê, maak oop daai deur. En dit maak nie saak wat binne in daai hart is nie. As jy Jesus innooi, dan verander hy alles. Dis een persoon wat ek nou pad probeer stap en ek probeer hom net daai oortuiging, ek verkondig die evangelie en ek vertel vir hom die goedheid van Jesus en ek sê net vir hom die hele tyd, maar jy moet daai deur net oopmaak, nooi net vir Jesus in. En 'n goeie voorbeeld om te wys wat Jesus doen is, toe hy in die tempel in beweeg het, en hy het mos 'n sweep gevleg met toutjies, en hy was woedend, want toe hy in daai tempel gaan en hy sien die goed, wat nie daar hoort nie, hy het die tafelwisselaars en die mense wat handel gedryf het, hy het hulle alles uitgegooi, hy het die tempel reinig gemaak, en dis wat gebeur, as jy Jesus nooi in jou lewe in, en hy kom in, dan verander hy jou. Met ander woorde, nou openbaar hy jou identiteit vir jou, nou openbaar hy vir jou wie Christus is, want Jesus is die een wat ons met die Heilige Gees doop, en die Heilige Gees het hy gesê, sal julle alles leer, wat ek julle geleer het, en gaan julle alles herinner, wat ek julle herinner het. En dis hoekom nou Christus in ons, die hoop van glorie is. Hoor wat sê 1 Korintiërs 6 vers 19. Weet julle nie dat julle 'n liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Ons dink baie keer
as die Heilige Gees in ons bly, dan is dit nie God nie, maar God is die Heilige Gees. God is die Seun. En daarom as God in jou bly, dan is dit nie 'n deeltjie van hom wat in jou bly nie. In Kolossense 2 praat Jesus, dan sê hy, dan leer Paulus ons, in Jesus woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. En dan sê hy, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle krag en mag. Dit beteken dat dit wat Jesus gedoen het, ek en jy ook kan doen. En Jesus het dit self gesê. Hy het gesê, wie in my glo, die werke wat ek doen, gaan hy ook doen, en groter werke as dit, omdat ek nou by die Vader is. En onthou nou Jesus se woorde, waar hy gesê het, as iemand my woorde hoor, en daarna luister, dan gaan kom ek en die Vader, en ons maak ons woning in jou. Jy word nou die woonplek van God. Jy word nou die lig van God. Onthou wat het Jesus vir ons geleer? Toe hy op die aarde was, het hy gesê, ek is die lig van die wêreld. Maar toe hy met sy disippels praat, toe sê hy, maar julle is nou die lig van die wêreld. En jy vat nie 'n maatemmer, 'n kers en jy sit dit onder 'n maatemmer nie, maar jy vat dit en laat dit skyn, sodat almal dit kan sien. En dit is hoekom God ons red. Hy wil hê die mense moet hom sien. Hy wil hê dat elke persoon moet besef dat God in ons bly en deur ons leef en dat ons sy kinders is. God roep jou nie om te streef om beter te wees nie. Hy roep jou om te behoort. Die Bybel sê so mooi vir my dat Jesus het ons uit die mag van duisternis uitgehaal. God het ons uit die mag van duisternis uitgehaal en oorgebring in die koninkryk van die Seun van sy liefde. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het, 1 Johannes 4:19. Dan sê Efesiërs 4:32, wees vriendelik en barmhartig teenoor mekaar, soos God julle vergewe het in Christus. Om God te weerspieël, moet ons wat? Ons moet lief hê, soos Jesus lief gehad het. In Matteus 5 sê die Bybel dat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees. En dan sê Jesus, mense gaan weet dat julle my volgelinge of my disippels is. Hoekom? As julle mekaar lief het. Matteus 5:48, hy het ons geroep om sy karakter te weerspieël. Hoor wat sê Jesus, wees julle volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Jy moet onthou dat ons die Vader kan weerspieël. Jy kan dit nie namaak nie, jy kan dit wat in jou is, kan jy weerspieël. As jy 'n donker kamer vat, daar kan 'n lig binne-in wees, maar as daai kragskakelaar nie aangeskakel is nie, dan bly dit donker. Maar as dit aangeskakel is, dan is daar lig binne en dan kan almal sien wat daar binne-in aangaan. Dis wat met ons gebeur. As ons Jesus innooi, dan verander ons. Ek hou van Efesiërs, waar Paulus sê, vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Ons kan nou die lig weerspieël, ons kan nou die lig uitdra, omdat ek en jy gevul is met die volheid van God. Alles wat God het, het hy in ons geplaas. En die Bybel praat van Christus in julle, die hoop van heerlikheid. Wat is hierdie heerlikheid? In 1 Korintiërs 1, dink is daar vers 24, dan praat hy van ons, dan sê hy, Christus in julle is die krag van God en die wysheid van God. En dis die voorreg wat ek en jy het,
om te kan weerspieël wie die Vader is. Ons moet op daai punt kom waar mense, as hulle ons sien, moet hulle nie meer jou raak sien nie, hulle moet Christus sien. Hulle moet God se liefde, God se eienskappe, sy karakter in ons sien. 2 Korintiërs 3:17 sê, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En waar is die Gees van die Here? Ons is die tempel. So ek en jy is vry van sonde, van veroordeling, van armoede, van enige iets wat hierdie wêreld teen ons kan gooi of teen ons kan bring. Toe God ons gemaak het, het hy gesê, kom ons maak mense na ons beeld en gelykenis en laat hulle heers hier op aarde. En dis wat Jesus kom doen het. Hy het vir ons kom wys wat dit beteken om te heers. Want as jy heers jy oor alles wat in die wêreld is, oor sonde, oor siekte, oor tekort, enige iets, bekragtig hy jou en my om so te leef. So kom ek en jy begin tyd saam met die Vader spandeer. Maak seker dat jy hom werklik ken. Spandeer tyd saam met hom. Mediteer oor hierdie skrifte. Kontempleer daaroor dat hy wat in my is regtig groter as hy wat in die wêreld is. En laat ons daai profesie wat sê, God se heerlikheid gaan oor die hele aarde versprei. Kom ek en jy wees dit. Kom ek en jy gee onsself so oor aan Christus, so oor aan Jesus. Alles wat ons het, alles wat ons dink, kom ons lê dit vandag aan sy voete neer en sê, Here Jesus, ons gee onsself totaal en al oor. En vra dat U ons met daai volheid wat ons nodig het om U heerlikheid te kan demonstreer, vul ons daarmee in Jesus naam. Baie dankie vir hierdie boodskap en dat julle geluister het. En ek wil julle aanmoedig om, ek het so 'n WhatsApp groep wat ek elke oggend 'n kort boodskap uitstuur, so 5-6 minute, kragtige kort boodskappe om jou te herinner wie jy in Christus is. En my nommer is daar op die skerm. As jy dit wil ontvang, stuur net vir my die woord teks of audio, dan stuur ek vir jou hierdie boodskappe en dan herinner ek jou wie jy in Christus is. En dan kom ons help mekaar, ons bou mekaar op, sodat ander mense Christus werklik in ons kan sien.